Ons leef in 'n tyd waar sekere produkte of organisasies onmiddellik herken word deur hulle handelsmerk. En ek wil bietjie dit op die toets stel vanoggend. Ek wil kyk of dit waar is. Kom ons begin met iets wat net 'n W op het. Woolworths, great. Okay, wat van net 'n regmerkie? Nike, well done. Nou hierdie vat my terug na my kinderdae toe en ek gaan nie eers vir julle die naam wys nie. Brit, well done. Hoe ons hierdie ding geniet het vir meer as net om dinge te plak. En dan die volgende ene, moenie worry nie, ek sal niemand raakgooi nie. Nou hierdie in ons huis is bekend as hasiemelk en dis vir ons baie hartseer dat hierdie nie meer gemaak word nie. Maar hasiemelk, Nesquik, ek bedoel, jou kinderdae is nie volledig as jy nie hasiemelk gehad het nie. Kom ons kyk of ek dit sommer daar kan gooi. Daar's 'n. En dan is daar nog iets wat verteenwoordig word met 'n hasie. Batterye. As julle nie die advertensie kan onthou nie, want die hasie hou langer, it lasts longer. Duracell. Nou soos julle kan sien, al hierdie produkte sien ons in winkels. Ons sien dit op advertensies, ons sien dit op sosiale media, maar dit is mense wat die grootste rol speel in of 'n produk bekend word of nie. Dink net ook gou 'n bietjie aan hoe belangrik kleredrag is in 'n organisasie om 'n handelsmerk te vestig. As jy in 'n besigheid instap en almal het hulle corporate wear aan. Dit vestig die handelsmerk. Maar ook, jy besef dat daar is in sekere besighede en veral in sekere velde, het daardie groep mense 'n spesiale afkortings en taalgebruik wat hulle het. Het jy al agtergekom? Ek het agterkom as ek in 'n gesprek is met klomp ingenieurs of klomp dokters of prokureurs en hulle begin hulle taalgebruik so rondgooi en ek staan net daar en maak asof ek verstaan en voel glad nie dom nie want ek weet nie wat jy sê nie. Maar velde en sekere besighede het hulle eie taal gebruik. Jy ken hulle soms so uit deur net om na hulle te luister. Maar ons as verbruikers koop ook in. Deur om ons ondersteuning te wys aan die handelsmerk wat ons goedkeuring wegdra. Nou julle, die debatte wat al bestaan het tussen mense. Wanneer dit kom tussen produkte soos Apple of Android. Wanneer dit kom tussen Coca-Cola of Pepsi. En wat van die laaste een as dit kom tussen 'n Mercedes of 'n BMW? Hierdie veroorsaak altyd debatte tussen mense. Want daar is altyd 'n handelsmerk wat jou goedkeuring wegdra. Nou, hierdie het my regtig laat wonder. Hoe sal mense my herken as 'n Christen? As ons al hierdie produkte so vinnig kon leer ken deur net 'n tekentjie, net 'n regmerkie, watter handelsmerk dra ek? Nou, op geen manier probeer ek hierso sê dat ons almal moet nou kruise om ons nekke of iets begin dra nie. Maar sal mense by my voorkoms, in my taalgebruik, in my gedrag, kan sien wie ek volg? Sal mense by my werk, my as 'n kind van God kan identifiseer, bloot net op die manier hoe ek my werk doen?
Want jy sien, ons is veronderstel om Jesus te verteenwoordig, maak nie saak waar ons is nie. En die fout wat ons so vinnig maak, is dat ons die Here net in sekere areas, sekere gedeeltes van ons lewe toelaat. By my huis is ek die baas. By my werk, die bestuurder is die baas. En Jesus kan my baas wees in die oomblikke wat ek vir hom tyd maak of wanneer ek sy hulp nodig het. Maar dan is God nie regtig die Here van jou lewe nie. En wat bedoel ek daarmee? Ons verstaan nie die woord Here nie. Ons gebruik dit net as 'n sinoniem vir God. Die Here dit en die Here dat, maar ons besef nie hoe kragtig is die woord Here nie. Die woord Here, Lord, beteken dit is die een wat autoriteit, krag en beheer het. So in vandag se terme, hy is die baas, die meester. En so as ons gaan sê dat hy is die baas of die meester of die Here van my lewe, beteken dit dat hy is die een wat autoriteit en beheer kan geniet in elke area van my lewe, selfs by my werk. En mag nooit een van ons weer net die woord Here ligtelik gebruik nie. Ek wil hê jy moet besef dit is 'n verklaring wat soveel gewig dra om te sê hy is die Here. Hy is die meester. En so nou dat ons verstaan wat die woord Here beteken, wil ek hê ons moet uit Kolossense 3 weer uit gaan lees. En ek wil hê jy moet nou met verstaan wat Here beteken, lees nou hierdie verse uit daai oogpunt uit. Kolossense 3, ek wil lees van vers 22 tot 24. Dit sê diensknegte, julle moet jul Here na die vlees in alles gehoorsaam wees. In die vlees. Nie met oediens soos mense behaars nie. So ons moenie net goeders doen wat goed lyk to be people pleasers nie. Maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Nou eerstens hierso, Jesus is die meester bo alle base. There's a reason why he's called the King of Kings and the Lord of Lords. En alhoewel ons aardse owerhede het wat ons onsself moet aan onderwerp, en die Bybel is baie duidelik dat ons hulle moet gehoorsaam, dit is waar, moet ons uiteindelike getrouheid altyd by die Here lê. Dit is hoekom Markus 12 vers 17 sê, gee aan die keiser wat aan hom toekom en gee aan God wat hom toekom. Nou hierdie is nie 'n teenstrydige stelling nie. As ons Jesus dien as Here, selfs die Here oor ons werk, kom roep en rus die Here ons toe om tot 'n hoër standaard te lewe en te werk as die wêreld. En ek wil regtig hê jy moet verstaan wat ek hierso sê. As ons sê dat ons doen, ons werk asof ons dit vir die Here doen, met deeglikheid, met geesdrif, met integriteit, gaan ons werk van so 'n aard en van so 'n kwaliteit wees, dat ons aardse meesters nie kan wag om Christene as werknemers te hê nie.
Maar, ongelukkig, is dit nie altyd waar in die tyd waar ons vandag in leef nie. Christen het 'n slegte naam gekry in die besigheidswêreld. Want ons dien nie die groot meester so goed soos wat ons moet nie. Ons werk nie so goed soos wat ons moet nie. Ons verteenwoordig hom nie so goed soos wat ons moet nie. Nou nog 'n vers in die Bybel wat dieselfde boodskap meebring, vind ons in Efesiërs 6 vers 5. Wat sê, slawe, nou voordat jy dink hoe ek hoef nie te luister nie, kom ons lees dit net eers en dan verstaan ons die konteks en dan kan jy besluit of jy dit wil toepas of nie. Slawe, wees gehoorsaam aan julle aardse eienaars. Respekteer en eerbiedig hulle sonder om skynheilig te wees. Gehoorsaam hulle soos julle Christus sou gehoorsaam. Nou daar is baie mense wat sê dat hierdie verse en hierdie beginsels is nie op toepassing van werknemers in ons moderne tyd nie. Dit is net op toepassing op slawe in antieke tye. Nou slawerny was baie algemeen, veral in die 1ste eeu na Christus. En baie van daardie slawe was Christene. So dit is baie belangrik dat ons die konteks verstaan van hierdie vers. As die skrywer enige ander term sou gebruik het, sou hy die meerderheid van die mense uitgesluit het waarmee hy gepraat het. En die hartseer realiteit wat ek net gou vinnig hier wil ingooi, is die feit dat daar vandag op hierdie oomblik meer slawe vandag bestaan as wat daar op enige tyd in die hele geskiedenis bestaan het. Maar op geen manier was en is dit ooit deel van God se bedoeling of die oorsprong dat slawerny werk moes wees nie, of wat werk slawerny moes gewees het nie. Maar hierdie verse wat ons net gelees het, dit voorsien 'n gedragskode wat 'n tydlose waarheid is en wat op ons vandag op toepassing is. Kom ek gee net bietjie vir jou 'n ander perspektief hieroor, as jy nog nie ooreed is nie. As ek sê, ek kies om Jesus as my meester te dien, as my Here te dien, verklaar ek nie eintlik dat ek kies om 'n slaaf, 'n geestelike slaaf van Christus te wees nie. Dat ek nie meer 'n slaaf van sonde wil wees nie, maar eerder 'n slaaf van Christus. 'n Slaaf wat sê, ek kies om my lewe neer te lê. Ek kies om aan Jesus te behoort. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wat jou titels of jou posisie is nie. Ons is veronderstel om onsself ook as diensknegte van God te sien. Ja, dit is waar, ons is sy kinders. Ons word Jesus se vriende genoem, dit is waar. Maar dit is ook my voorreg om die groot meester se diensknegt te kan wees. Dit is vir my ook 'n voorreg om te weet, ek werk vir die groot meester in die goeie tye en in die slegte tye. Hy sal altyd na my belange kyk. Want hy is een wat na my omsien. Jy sien, dit is baie maklik om vir 'n organisasie te werk wanneer alles goed gaan, wanneer jy 'n goeie baas het. Maar wat gebeur wanneer dinge begin moeilik gaan? Wat gebeur wanneer jy soveel druk ervaar dat jy voel jy moet 5 mense se werk doen? Wanneer dit swaar gaan finansiëel, want daar was die salarisse moes gesny geword want dit gaan finansiëel sleg met die maatskappy. Wanneer jy voel al jou tyd behoort aan die maatskappy, jy het nie eens meer tyd vir jouself nie. Wat gebeur as jou baas goddeloos is? Of as jy voel jy is so vasgekeer, jy voel soos 'n slaaf.
Jy hou nie regtig van wat jy doen nie, maar jy doen dit maar want jy moet dit doen, want as jy dit nie doen nie, gaan jy nie oorleef nie. Jy voel soos 'n slaaf. Nou ek wil die voorbeeld van die Josef in die Ou Testament gebruik, want dit staan as 'n getuie wat om te doen. Jy sien, Josef het ook die lewe geniet. Totdat omstandighede hom onderwerp het om as slaaf te dien in die huis van Potifar, 'n paleisbeampte van Farao. Jy sien, hy het as 'n slaaf gewerk, maar hy het nog steeds God verteenwoordig in sy werk. En ek wil hê jy moet sien wat het gebeur toe dinge by sy werk moeilik gaan het. Hy was 'n slaaf. Maar wat het gebeur toe hy gekies het om eerder die Here te dien as sy meester? Genesis 39 vers 2 tot 5 sê, die Here, is very significant. Julle moet dit nie mislees nie, asseblief. Die Here, die meester, sy Josef se meester, was met Josef. En hy was 'n suksesvolle man. Stop net daar. Net daar. Hoe kan dit sê Josef was 'n suksesvolle man? Hy was 'n slaaf. Hy was nie suksesvol omdat hy 'n titel gehad, omdat hy 'n goeie betaling gehad het, of omdat hy goeie omstandighede gehad het nie. Hoekom sou die Here sê hy's 'n suksesvolle man? Want hy het die Here gehad as sy meester. God was sy meester. En as gevolg daarvan, hoor wat sê dit in vers 3. Toe sy eienaar merk dat die Here met Josef is, en dat die Here alles wat hy doen, laat slaag deur sy hand, het Josef guns gevind in sy oë, en sy persoonlike bediende geword. Hy het hom aangestel oor sy huishouding, en alles wat aan hom behoort, het hy onder Josef se beheer geplaas. Vandat hy hom in sy huishouding en oor alles wat hy besit aangestel het, het die Here die huis van 'n goddelose man geseën. Terwille van Josef. En die seën van die Here het gerus op alles wat hy besit het, in die huis en in die veld. Die Here se guns rus nie net op jou, wanneer jy hom die meester van jou lewe en jou werk maak nie, maar sy goedheid volg alles waaraan jy raak, alles wat jy doen. Sy guns en sy goedheid volg ook die met wie jy in aanraking kom. En so ek wil jou vra vanoggend, verteenwoordig jy die Here by jou werk? Kan ander mense sien, die werk, die besigheid is geseën, omdat die Here meester is oor daai persoon se lewe. Want jy sien, ons kan baie ander aardse meesters dien. Daar is baie om van te kies. Ons kan meesters maak van mense wat ons na opkyk. Geld kan 'n meester word. Mag, sonde, selfs ons eie ego, die eie ek kan 'n meester word. Maar ek wil vir jou sê, al hierdie goeters gaan na allerhande probleme lei en dikwels tot ons eie vernietiging. Meeste van ons sal hard werk vir 'n goeie salaris. Kom ons wees baie eerlik mekaar. Kom ons haal die Here uit die prentjie uit. Ons sal hard werk vir 'n goeie salaris. Ons sal hard werk vir goeie werksomstandighede. Ons sal selfs hard werk uit loyaliteit teenoor 'n goeie baas. Ons sal selfs harder streef
om ons eie loopbaandoelwitte te bereik en die leer van sukses te klim. En hierdie motiewe is nie noodwendig verkeerd nie, maar dit is nie primêr God se hart en sy doel vir hoekom ons moet werk nie. Want jy sien, as jy die Here die meester maak oor jou werk, sal jou werk outomaties van iets groter getuig. Groter as aardse skatte. En groter as mense se erkenning. Dit is hoekom werk bestaan. Nie sodat ek my eie meester kan wees nie. Nie sodat ek aardse skatte bymekaar kan kom nie. Maar my werk getuig dat ek 'n groter meester dien. Ek wil vir ons verder lees in Efesiërs 6. So ons begin in vers 5 waar dit baie duidelik gesê het, ons moenie skynheilig wees nie. In ons werk moet ons nie skynheilig wees nie. Dan gaan dit aan in vers 6 en dit sê, moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Nee, hier staan dit in die Bybel. Werk as slawe van Christus, wat met volle oorgawe God se wil doen. Doen julle werk entoesiasties. Entoesiasme word nie net verwag van sekere persoonlikheidstipes nie. Entoesiasme word verwag van ons as Christene. Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Julle weet mos dat die Here elke mens wat sy werk goed doen, sal beloon. Of dit nou slawe is, of vry mense. Nou dit is vir my baie interessant en opmerklik, dat hierdie verse dit duidelik maak dat ons werk met opregtheid moet doen, en nie met skynheiligheid ons werk moet doen nie. Want jy sien, jy kan jou aardse meesters tevrede hou met jou werk, al het jy haat en bitterheid in jou hart. Maar as jy die Here verteenwoordig, moet jy jou werk doen met die vrug van die Gees in jou hart, met geesdrif en met toegewydheid, want die Here weet wat in jou hart aangaan. Jou motief is nie afhanklik van jou uiterlike omstandighede nie. Jy sit nie net rond en wag vir 'n beloning of aansporing of 'n bonus sodat jy jou werk moet beter doen nie, of jou gesindheid moet verander nie. Want wanneer ons werk doen asof ons dit vir die Here doen, vir ons meester doen, met uitnemendheid en met oorgawe, demonstreer ons aan ander dat die Here Jesus nie net ons verlosser is nie, maar dat hy ook meester is van my werk. En julle, in die eerste paar eeue van Christendom was dit hierdie gesindheid onder die volgelinge van Jesus wat die hele konsep van werk in hulle kultuur verander het. Hoekom? Want die aardse meesters kon nie verstaan hoekom die slawe met soveel vreugde en oorgawe hulle werk doen nie. Wat as ons werkskultuur ook kan transformeer, want ons besef, ek verteenwoordig die Here by my werk. Die laaste opmerking wat ek wil maak, wat vir my baie interessant was uit hierdie verse uit, is wanneer dit praat oor die beloning. Dit sê nie dat dit sê ons gaan 'n beloning ontvang, maar dit gaan nie afhang van of ek net gewerk het nie.
Jy kry nie 'n beloning as jy net gewerk het nie. Jy kry nie 'n beloning as jy aardse prestasies of verhogings of bevorderings behaal het nie. Ons ewige beloning van die Here is gebaseer op of ons werk goed doen. Heelhartig doen. Met geesdrif doen, met toegewydheid doen, met opregtheid doen, met integriteit doen, nie skynheilig doen nie. Wanneer ons werk doen vir die Here en nie vir mense nie, want ek wil vir jou vandag sê, as jy jou werk gaan doen net vir jou aardse meesters, gaan jy net aardse belonings kry. Maar die Here sê, as ek kies om my werk hier op aarde te doen vir hom as my meester, is daar 'n ewige beloning wat ook vir my wag. En Salomo bring hierdie selfde gedagte, bring hy nie net 1 keer nie, maar 3 keer in die boek van Prediker. Die feit dat die vreugde en vervulling van ons werk hang nie af van ander mense, van 'n baas, van 'n maatskappy nie, maar hy sê dat ons werk, ons vreugde in die lewe is 'n gawe uit God se hand uit. En ek wil graag vir julle hierdie stukkie uit Prediker uitlees, maar ek wil vir julle lees in die Engelse vertaling. En ek dink daar's dalk van julle wat dalk met Salomo se rouheid en sy eerlikheid wat hy hieroor mee praat, dalk mee kan vereenselwig. So hy sê in Ecclesiastes, ek gaan lees van vers 2 af, uit hoofstuk 2 van vers 20. Hy sê, so I turned these thoughts over in my mind, and I despaired over how hard I worked under the sun. Ek love sy eerlikheid hierso. Partykeer voel mense net, dis nou, ek het nou genoeg gehad van hierdie dag. Dan gaan hy aan en sê, although someone with wisdom, knowledge and skill works hard, when he departs this life, he will leave all that he has accomplished to another who has done nothing to deserve work's reward. Aardse belonings. Jy kan dit nie saamvat nie, ek's jammer. And so this too is fleeting and it causes great misery. What exactly do people get out of all their work and all the stresses they put themselves through here under the sun? For every day is filled with pain, and every job has its own problems. Amen? Ja. Every job has its own problems. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie. And there are nights when the mind doesn't stop and rest. Nou ek weet, moenie depressief begin voel nie. Hy eindig nie hier nie. Hy kom dan by die volgende vers en sê, but there is nothing better than for people to eat and drink and to see the good in their hard work. Het gaan nie net oor of jy hard werk nie. Het gaan oor of jy goed werk. En dan eindig hy af and say, these beautiful gifts, I realize too, come from God's hand. To those who seek to please God, He gives wisdom and knowledge and joyfulness. Is Jesus die Here van jou lewe? Is hy die meester oor jou werk? Dat ander hom kan herken en erken deur die manier wat jy jou werk doen. Want jy sien, ek hoef nie gedreig of beloon te word om my werk goed te doen nie. Want as Jesus die Here en die meester van my werk is, doen ek dit uit dankbaarheid uit. Want dit is 'n geskenk
uit sy hand uit. En al is daar moeilike omstandighede by die werk, doen ek dit vir die Here. En hier is wat ek wil hê met 'n gedagte hou. Elkeen van ons, selfs ons aardse meesters, gaan eendag rekeningskap voor God moet gee oor hoe jy jou werk gedoen het. So my vraag vanoggend aan jou is: dra die werke van jou hande en jou gesindheid by die werk die handelsmerk van ons Here Jesus? Erken mense hom in hoe jy jou werk doen?